Maar goeiemôre ook van my kant af. En welkom ook vanoggend hier so by Wapatrand. En soos Donet gesê het, in die besonder aan al die besoekers wat vanoggend hier saam met ons is. Ons is altyd bly om besoekers hier by ons te hê. En is ook my gebed dat ons vanoggend onder die indruk sal kom van hoe goed God is op hierdie goeie Vrydag, dat hy sy seun gegee het sodat ons die lewe kan hê. Ek gaan vanoggend ons wotum sê in die woorde van Paulus se gebed in die Efesiërs hoofstuk 3 vers 14 tot 21. Ons gaan dit as ons wotum gebruik. Daardeur verklaar ons vir almal om te hoor dat ons vanoggend hier saam is in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Julle kan so bly sit terwyl ek die wotum gebed bid. Daarom kniel ons in gebed voor U ons Vader, aan wie die hele gemeenskap van gelowiges in die hemel en op die aarde sy bestaan te danke het. Ons bid dat U deur U Gees uit die rykdom van U heerlikheid aan ons die krag sal gee om innerlik sterk te word, dat Christus deur die geloof in ons harte sal woon en dat ons in die liefde gewortel en gegrondves sal wees. Mag ons in staat wees om saam met al die gelowiges te begryp hoe wyd en ver en hoog en diep die liefde van Christus strek. Mag ons sy liefde ken, liefde wat ons verstand te bowe gaan. En mag ons heeltemal vervul word met U volheid, o God. Aan U, wat deur U krag wat in ons werk, magtig is, om oneindig meer te doen as wat ons bid of dink. Aan U kom die eer toe in die kerk, deur ons verbondenheid met Christus Jesus, deur al die geslagte heen, tot in alle ewigheid. Amen. Genade vir julle en vrede van God ons Vader en Christus Jesus ons Here in die kragtige werk van die Heilige Gees. Amen. En kom ons bid nou saam. Vader in die hemel, aan U kom al die lof toe, al die aanbidding, al die dank van ons lewe. As ons daaroor dink, iets van onder die indruk kom, van die liefde wat U vir ons wêreld het, vir ons mense, die kroon van U skepping, dat U U seun mens laat word het, tussen ons kom laat lewe het, in al die ervarings van menswees kom laat deel het, tot in die dood aan die kruis. Daar's geen element van ons mense lewens, hoe diep, hoe donker ook al, waar U liefde nie kom nie. Bind hierdie wete en hierdie werklikheid vandag op hierdie goeie Vrydag aan ons harte vas, deur U Heilige Gees. Ja, vestig ons oë op Jesus Christus ons Here. In sy naam. Amen. Ekskuus Tannie Donate, ek wil net seker maak. Is hy nou aan? Klink hy nou? Hy flikker nie groen nie. Lyk vir my net oranje, dalk is die battery pap. Nou, vir die wat besoekers is vanoggend hier by ons is in die afgelope tyd besig om deur die boek van Johannes saam met Jesus te stap in Johannes se vertelling te hoor van Jesus se lewe en sy werk. En vanoggend gaan ons nou nogal na 'n hele klompie verse luister wat juis gaan oor hierdie beskrywing van wat op daardie eerste goeie Vrydag gebeur het. Ons gaan luister na Johannes 18 vers 28 tot 19 vers 16. 18 vers 28 tot 19 vers 16. Ek gaan dit uit die 83 vertaling lees, maar luister gerus uit enige van die ander vertalings wat jy dalk saamgebring het of wat daar saam voor in die bank is. Die agtergrond van hierdie gedeelte is dat Jesus die vorige aand na die bokkamer gesprek, na die instelling van die nagmaal, met sy disippels deur die Kedronspruit gegaan het en daar in die tuin van Getsemane was en daar is hy mos gevange geneem. En
Daarna is hy eers na die Joodse godsdienstige leiers toe gebring, eers Annas en daarna Kajafas, en daarna is hy van hulle af nou na die gouverneur, die Romeinse gouverneur Pontius Pilatus toe gebring. En kom ons gaan nou lees wat toe daar verder gebeur het, maar ek wil julle uitnooi, let spesifiek op die verwysings na die Paasfees, wat ons in hierdie gedeelte kry. So Johannes 18 van vers 28 af. Toe hulle vir Jesus van Kajafas af na die amptswoning, toe het hulle vir Jesus van Kajafas af na die amptswoning van die gouverneur toe gebring. Dit was die môre vroeg, so dit was nou die Vrydagmôre. Hulle het self nie in die amptswoning ingegaan nie, sodat hulle nie onrein sou word nie, maar die Paasmaaltyd sou kon eet. Pilatus het buite na hulle toe uitgegaan en gevra, watter aanklag bring julle teen hierdie man in? Hulle het hom geantwoord, as hy nie 'n misdadiger was nie, sou ons hom nie aan u uitgelewer het nie. Pilatus sê toe vir hulle, vat julle hom en veroordeel hom volgens julle wet. Maar die Jode sê vir hom, ons mag nie iemand teregstel nie. Dit het gebeur sodat die woorde van Jesus vervul kon word, wat hy gesê het toe hy aangedui het op watter manier hy sou sterwe. Pilatus het toe weer in sy amptswoning ingegaan en Jesus geroep en vir hom gevra, is jy die koning van die Jode? Jesus het hom toe gevra, vra u dit uit u eie, of het 'n ander dit vir u van my gesê? Ek's mos nie 'n Jood nie, antwoord Pilatus. Dis jou volk en jou priesterhoofde wat jou aan my uitgelewer het. Wat het jy gedoen? My koninkryk is nie van hierdie wêreld nie, antwoord Jesus. As my koninkryk van hierdie wêreld was, sou my onderdane geveg het, sodat ek nie aan die Jode uitgelewer sou word nie. Maar nou is my koninkryk nie van hier nie. Dan is jy tog wel 'n koning, vra Pilatus. Dit is soos u sê, ek is 'n koning, antwoord Jesus. Ek moet oor die waarheid getuienis aflê, hiervoor is ek gebore, en hiervoor het ek na die wêreld toe gekom. Elkeen wat aan die waarheid behoort, luister na wat ek sê. Wat is waarheid, sê Pilatus toe vir hom. En toe hy dit sê, gaan hy weer uit na die Jode toe en sê vir hulle, ek vind geen skuld in hom nie. Maar julle is gewoond dat ek vir julle gedurende die Paasfees iemand loslaat. Wil julle hê ek moet die koning van die Jode vir julle loslaat? Hulle skree toe terug, nie vir hom nie, maar vir Barabbas. En Barabbas was 'n rower. Toe het Pilatus vir Jesus geneem en hom laat gesel. Die soldate het 'n doringkroon gevleg en dit op sy kop gesit. Hulle het vir hom 'n persmantel aangetrek en herhaaldelik nader na hom toe gekom en gesê, ons groet u koning van die Jode. En elke keer het hulle hom geklap. Pilatus het toe weer buitentoe gekom en vir die Jode gesê, kyk, ek bring hom vir julle buitentoe, sodat julle kan weet, ek vind geen skuld in hom nie. Toe het Jesus buitentoe gekom, nog so met die doringkroon op en die persmantel aan. Pilatus sê toe vir hulle, dit is die mens. Toe die priesterhoofde en die wagte hom sien, skreeu hulle, kruisig hom, kruisig hom. Vat julle hom en kruisig hom, sê Pilatus daarop vir hulle, want ek vind geen skuld in hom nie. Die Jode sê toe vir hom, ons het 'n wet en volgens die wet moet hy dood, omdat hy hom as die seun van God voorgedoen het. Toe Pilatus dit hoor, het hy nog banger geword. Hy het weer in sy amptswoning ingegaan en vir Jesus gevra, waar kom jy vandaan? Jesus het hom egter nie geantwoord nie. Pilatus sê toe vir hom, praat jy nie met my nie? Weet jy nie dat ek die mag het om jou los te laat en ook die mag het om jou te kruisig nie? En Jesus antwoord hom, u sou geen gesag oor my gehad het, as dit nie van bo aan u gegee was nie. Daarom het hy, wat my aan u uitgelewer het, groter skuld. Hieroor het Pilatus nog meer probeer om hom los te laat. Maar die Jode het geskree, as u hom loslaat, is u nie 'n vriend van die keiser nie. Elkeen wat homself as koning voordoen, is in verset teen die keiser. Toe Pilatus dit alles hoor, het hy vir Jesus buitentoe gebring en op die regbank gaan sit, op die plek wat klipterras genoem word, in Hebreëus Gabata. Dit was die voorbereiding vir die Paasfees en dit was omtrent 12 uur die middag. Hy sê toe vir die Jode,
hier is julle koning. Maar hulle skree, vat hom weg, kruisig hom. Toe vra Pilatus vir hulle, moet ek julle koning kruisig? Die priesterhoofde antwoord hom, ons het nie 'n koning nie, ons het net die keiser. Toe het hy hom op hulle versoek oorgelewer om gekruisig te word. En hulle het Jesus weggeneem. Ons lees tot sover. Dit is die mens. Dit is die mens, sê Pilatus vir die Jode, toe hy vir Jesus vir die skare kom wys, daai Vrydagoggend. Dit is die mens. Dis hoe 'n mens lyk. Broers en susters, hierdie woorde van Pilatus is so vol betekenis. Want dit nooi ons uit om in ons gees terug te spring, reg na die begin van Johannes se vertelling oor Jesus toe. Want onthou 'n bietjie mooi, reg aan die begin, daar sommer in die eerste hoofstuk, in die eerste paar verse, hoor ons ook van die mens. Onthou mooi, ons hoor dat die woord van God mens geword het en onder ons kom woon het. Die onsigbare, ewige, oneindige God is verenig met die mens, in hierdie mens, Jesus van Nasaret, in sy persoon. Weet julle, in 'n sekere opsig gaan die hele res van die vertelling van Johannes nou, van daai begin af, verder daaroor, om ons iets te laat sien. Mense sou dalk ook kon sê, om ons iets te laat insien, van wat dit beteken, van wat daar aan die begin al gesê is. Dis mos wat geloof is. Geloof is om dieper te kyk as net die oppervlak. Geloof is om fyner te hoor as net die buitekantste geluide wat hier teen jou oordromme vaslaan. Dis mos wat Hebreërs 11 vir ons sê. En Johannes wil ons nou met sy hele vertelling begelei om raak te sien dat hierdie mens, Jesus, dat ons in hom dieper moet kyk en die persoon, die werk van die ware God moet kan onderskei. En dit is ontsaglik belangrik vir ons. Hierdie pad wat Johannes met ons wil stap. Hoekom is dit so? Want as ons mos die ware mens raak sien, hier is die mens, dan kan ons in hom iets van ons eie mens wees verstaan. In hierdie ware mens gaan ons iets beter verstaan van wat dit vir ons beteken om mense te wees. Dis hoekom dit belangrik is, lewensbelangrik. En dit is die belofte van Johannes se evangelie. Dit is die pad waarop ons hier reg van die begin af al geneem word. En weet julle, in Johannes se vertelling gebruik die Heilige Gees 'n paar strategieë om ons by hierdie dieper sien, hierdie insien wat geloof is, uit te bring. Kom ons dink so 'n bietjie daaroor. In die afgelope, miskien as ek hulle nou noem, sal julle hulle herken, dink ek, want ons het mos die afgelope paar maande nou juis hierdie pad deur Johannes gestap. So die eerste strategie wat die Heilige Gees hier in Johannes gebruik, is die tekens wat Jesus doen. Dit word spesifiek semaiai genoem, wondertekens, nê. En hierdie wondertekens wat Jesus doen is bedoel juis om ons die pad verby die buitekant te wys na die binnekant toe, na wie hierdie Jesus regtig is. Ek dink so 'n bietjie aan 'n paar van die wondertekens. Daai bruilof in Kana, die heel eerste ene, waar Jesus die water in wyn verander. Hy kom en hy verander daai partytjie wat op 'n ramp afgestuur het in 'n fees. En in 'n nog baie groter fees as wat dit was, nee, dink daaraan, 6 klipkanne. Hulle hou elkeen tussen 90 en 100 liter water of vloeistof en hulle word wyn. Dis 'n groot partytjie, nê. Die genesing van die verlamde man daar langs die bad van Bethesda. Die vermeerdering van die brood by die see van Galilea. En iets van 'n hoogtepunt, die opwekking van Lazarus, 'n man wat al 4 dae lank dood was.
tekens wat Jesus doen. En elke keer nadat ons die vertelling van die teken hoor ons dan ook die verduideliking daarvan. En as mens mooi opgelet het, hoor jy elke keer praat Jesus dan oor sy verhouding met God. En Jesus gebruik sinne soos, die seun kan nie iets doen wat die Vader nie vir hom gegee het nie. En hy sê, ek en die Vader is een. So, hy verduidelik juis hierdie teken ook van hom. So dis die eerste strategie hier in Johannes, die tekens. 'n tweede strategie wat die Heilige Gees in Johannes gebruik, is om vir ons 'n paar belangrike ontmoetings van Jesus met verskillende mense te beskryf in verskillende situasies en dan ook hierdie ontmoeting te kontrasteer en dit wat met daai mens gebeur te kontrasteer met wat die skrifgeleerdes en die fariseërs van Jesus dink. Dink net 'n bietjie aan Jesus se ontmoeting met Nathanael. Reg aan die begin Johannes 1, ek het jou al geken voordat ek jou ontmoet het en voordat jy nog hier by my aangekom het ek jou al geken. Dink aan Jesus se ontmoeting met Nikodemus daar in die nag. Dink aan die ontmoeting van die vrou wat op oorspel betrap was, die een wat die mense met klippe wou doodgooi. En die ontmoeting met die skrifgeleerdes, die wisselwerking tussen die skrifgeleerdes en die fariseërs en Jesus heeltyd. En die vraag in hierdie ontmoetings is heeltyd of die disippels, die volgelinge, wat hierdie ontmoetings waarneem, of die volgelinge tot 'n dieper insig gaan kom van wat nou hier aan die gebeur is en van wie hierdie Jesus is. So dis die tweede strategie, die ontmoetings hier in Johannes. Maar nou in die derde plek gebruik Jesus ook die strategie van om na Jesus te kyk deur die lens van die feeste wat vir die Here se mense in daai tyd sin gegee het aan hulle lewe. Daar was 'n klomp feeste wat vir die Here se mense 'n sin en 'n ritme aan hulle lewe gegee het. En 'n mens sou kon sê, Johannes gebruik hierdie feeste soos lense, wat 'n oogkundige oor 'n mens se oë laat kom, wanneer jy in daai oogkundige se stoel sit, en jou oë laat toets. En elke keer kom daar maar so 'n lens wat so oorskuif, en hy of sy vra vir jou, sien jy nou duideliker? Kan jy nou al beter sien? En dis wat die Here doen deur die feeste wat hier in Johannes vir ons beskryf word. Dink so 'n bietjie in 'n paar van die feeste. Die eerste een is juis nou daai bruilofsfees in Kana, Galilea. En dan is daar die fees van die Sabbatdag, En Jesus werk op die Sabbat toe hy die man by die bad van Bethesda gesond maak, ook die man wie se oë blind gebore is, en hy sê, my Vader werk tot nou toe, en ek werk ook, so die fees van die Sabbatdag. En dan was daar ook die loofhuttefees gewees, en so rukkie gelede toe Piet gepreek het ons hierna geluister. Wat was die betekenis van die loofhuttefees gewees? Tydens die loofhuttefees het die mense, die Israeliete, vir hulle hutte gebou van blaarryke takke. En dan het hulle tydens daardie fees in die hutte gewoon. Waarom? Om hulle te herinner aan die tyd toe die Israeliete daar deur die woestyn getrek het en hulle moes kampeer het, om het so te stel, en hoe dat die Here hulle bewaar het in daai tyd, terwyl hulle deur die woestyn gereis het. En ook, dat die Here vir hulle 'n rots oopgebreek het, om vir hulle water uit die rots te laat kom. En hierdie fees gebruik Jesus nou ook, as 'n lens, wat hy so voor ons oë inskuif. Want, hoekom? Op die laaste dag van daai loofhuttefees, staan Jesus daar tussen die mense, en dan sê hy, kom na my toe, almal wat dors is. Ek sal vir julle water gee. En hy sê vir hulle, strome lewende water, die wat in my glo, strome lewende water sal uit julle binneste kom. Daai klip wat julle lewe is, word oopgebreek en die water vloei uit. Dis die loofhuttefees, wat Jesus ook as 'n lens gebruik om te vertel wie hy regtig is. Maar, dan is daar die lens van die Paasfees. En 'n mens sou kon sê die lens van die Paasfees is die belangrike en die duidelikste, die helderste lens wat Johannes gebruik voor ons oë inskuif om vir ons te vertel wie hierdie mens Jesus nou regtig is. En weer eens, as mens mooi oplet, sien jy, dit kom sommer al van die begin af in Johannes se evangelie. Daar in daai eerste hoofstuk. Want wat gebeur daarso? Johannes die doper, nou nie die evangelis nie, die doper,
sien vir Jesus, hy kyk stip na hom en hy sê, daar is die lam van God, wat die sonde van die wêreld wegneem. En dis natuurlik 'n verwysing na die paaslam, wat geslag word, nê. En ons gaan nou juis verder daaroor dink. Maar hou 'n bietjie in gedagte hoe dat reg deur die vertelling van Johannes, daar elke keer weer na die Paasfees verwys word. 3 keer kom Jesus Jerusalem toe vir die Paasfees. Nie, afgesien nou van die ander feeste waarvoor hy Jerusalem toe gegaan het. 3 keer vir die Paasfees. En dan die laaste keer, wanneer ons nou gelees het van die intog in Jerusalem en gisteraand ook net die voorbereidings vir die Paasfees. Stuur hierdie hele vertelling van Johannes af op alles verder wat nou rondom die kruisiging gebeur. Stuur af op die viering van die Paasfees. So, dis duidelik uit die hele opbou van Johannes, alles wat nou verder gebeur, moet ons deur hierdie lens van die Paasfees verstaan. Goed, nou wat was dan nou die betekenis van die Paasfees? Hoe moet ons nou Jesus se kruisiging verstaan deur die lens van die Paasfees? Wel, miskien is daar net hierdie 2 punte wat ons nou eerste moet onthou. Die eerste ene, beskerming, en die tweede ene, bevryding. Dis wat die Paasfees beteken. Beskerming, bevryding. Onthou dat die Paasfees ingestel is baie lank gelede toe die Here se mense die slawe van die Egiptenare was. In Egipteland, hulle moes hard werk, die lewe was sleg geweest, hulle was onvry. En dan laat kom die Here allerhande pla oor Egipte, en spesifiek oor die Egiptenaar, om hierdie bande wat sy mense vasthou, losser en losser en losser te maak. En dit loop ook op tot met die grootste van die plaag, die 10de plaag. Al die eersgebore manlike nasate van mens en dier, almal op een nag doodgaan. Almal wat eersgebore seentjie van die mense is, of 'n eerste manlike dier, 'n oudste manlike dier van al die diere in die hele Egipte, sou op een nag doodgaan. Engel van die dood trek deur die hele Egipte. Wat beteken dit? Miskien sou mens kon sê, die betekenis van hierdie is, die kroon van die toekoms afgebreek. Soos wat jy 'n plantjie se kroon afbreek, en hy kan nie verder groei daar nie, hy kan nie verder rank nie. Die eersgeborenes, die nuwe geslag, hulle is nou nie meer daar nie. Daar gaan nie meer 'n toekoms wees nie. Die toekoms is afgesny. Dood. Dit sou vir die hele, almal wat daar in Egipte land, wat vasgevang is, daar, Egiptenare op hulle manier ook vasgevang, in hulle eie onkunde, sou dit gebeur het. Destyds, wat toe moes gebeur met die instelling van die Paasfees, is dat die Israeliete, die Here se mense, 'n lam moes slag, wat sonder liggaamsgebrek was, en dan moes hulle met 'n hisoptakkie, en onthou hierdie hisoptakkie, ons gaan nou weer daarvan lees, dan moes hulle met 'n hisoptakkie, die bloed van daardie paaslam, aan die deurkosyne van hulle huise smeer, en so is hulle beskerm. Die dood wat oor die hele Egipte, oor die hele land getrek het by hulle verbygegaan. Hulle is beskerm deur die bloed van daardie paaslam, om dit so te stel. Al die ander se eersgeborenes se toekoms het nie 'n toekoms meer nie, maar nie vir hulle nie. Hoor julle, die Paasfees is een stuk goeie nuus. Gaan oor die Here se beskerming. Daarmee saam in die tweede plek gaan dit oor bevryding. Daarna kon die Israeliete mos nou wegtrek uit Egipte uit, en kon hulle net so saam met die Here lewe in hierdie land, die beloofde land, wat die Here vir hulle gegee het, en kan hulle in vryheid saam met God gelewe het. En daarom, broers en susters, van baie lank terug af al, is die Paasfees eintlik die belangrikste fees vir die Here se mense gewees, van die Ou Testament, en daai tyd, toe Jesus as mens so tussen ons gelewe het. En natuurlik is dit juis waarom Johannes dit nou gebruik.
Het julle opgelet hoe baie verwysings daar na die Paasfees is, net in hierdie gedeelte wat ons saam gelees het vanoggend. Ek bedoel, die Jode bring vir Jesus na die gouverneur Pontius Pilatus toe, maar hulle wil nie self in sy huis ingaan nie, want dan sal hulle nou onrein word en nie die Paasfees kan vier nie. Pilatus, op sy beurt, was gewoond om tydens die Paasfees 'n gevangene, 'n veroordeelde, vry te laat, as 'n teken van sy welwillendheid, van sy goedhartigheid. Wat gebeur nou? Kyk, dink net so bietjie. Die een wat tereggestel moes word, die rower Barabbas, hy kom vry, en die een wat onskuldig was, word tereggestel. So, die paaslam, sonder liggaamsgebrek, word geslag, en die wat op pad was na die dood toe, daardie wie se toekoms afgebreek was, kom vry. Dan, net om dit nog duideliker te maak, sê Johannes vir ons, dat dit presies 12 uur, of om en by 12 uur was, terwyl die voorbereidings vir die Paasfees in volle swang was, dat Pilatus toe vir Jesus oorgelewer het, om gekruisig te word. So, hier is die mens, broers en susters. Wie is hy? Wie is hy? Hoe gaan jy en ek verby die buitekant van daardie brose mens kyk, verby die oppervlak hoor, om te verstaan wie hy regtig is, die mens? Die Heilige Gees nooi ons uit om hom as die ware paaslam te sien. Die eintlike een, na wie toe al die ander paasfeeste van tevore vooruitgekyk het. Hy, wat daar staan, is die paaslam. Hy is die een deur wie se bloed daar vryheid kom. Uit onsself het ons nie 'n toekoms nie. Ons is daai mense wat in Egipte land geleef het. Uit onsself het ons nie 'n toekoms nie. Die toekoms afgesny. Ons beste pogings loop op niks uit en ons kan dit uit ons eie lewe vertel, is dit nie? En jy probeer jou bes. En jy weet, as die Here die huis nie bou nie, vergeefs. So spring die dood vry. Nog meer. In hom is ons nou vry om hierdie ware nuwe lewe te kan lewe, die lewe saam met God in die beloofde land. Hoor die boodskap van hierdie vertelling. Hierdie Jesus Christus is die ware mens. As jy deur Paasfees kyk, kan jy verstaan dat jy deur deel te kry aan hom, wanneer sy bloed aan die deurkosyne van jou lewe gesmeer word, dat jy beskerm word van die dood, van die vernietiging, en dat jy deur hom vrykom, uit kan trek na die beloofde land toe. Die uitnodiging aan jou en aan my vanoggend is om hierdie ware Paasfees so te vier, waardeur ons deel kry aan die ware mens, en self dan so ware mens word. Eet hom, drink die wyn van sy bloed, en leef uit hierdie vryheid. Amen. Kom staan, sit vir 'n oomblik in die Gees net hier by my om die tafel vir die Here, sodat dit wat ons nou gehoor het uit die woord net op 'n ander wys ook by ons kan insink. In die nagmaal kom die diepste betekenis van die Paasfees na vore. Vir ons as Christene, want dit is hoe ons dit deur Jesus Christus verstaan. Ons weet, die brood is die liggaam van Christus, waardeur ons hierdie paaslam eet, deel kry aan hom. Die wyn is die bloed van Christus, wat aan die deurkosyne van ons lewe gesmeer word, sodat ons beskerm word, sodat ons vry word, sodat ons 'n toekoms het. Amen. Vader in die hemel, dankie vir die paaslam
Jesus Christus, in en deur wie ons nou weer ware mense kan wees, beskerm van die dood, bevry, met 'n toekoms saam met U. Leer ons deur die Heilige Gees meer en meer wat dit beteken, om so die ware Paasfees te vier, deel te kry, in die beskerming van hierdie Paaslam, U Seun Jesus Christus in te kom. Ons dank U dat ons een kan wees met U kinders, reg deur die geskiedenis, reg oor die wêreld, wat geestelik in hierdie Paaslam, Jesus Christus, die nuwe lewe by U en uit U hand kry. Mag dit al hoe meer 'n werklikheid vir ons word, en mag ons daaruit lewe in ons wêreld, in ons land, om Christus ontwil. Amen. Luister nou saam met my aan die einde van vanoggend se erediens na die beskrywing van Jesus se kruisiging en sy sterwe. En nadat ek dit klaar gelees het, word die Paaskers uitgeblaas en ligte word afgesit, en dan gaan ons die kerkgebou in stilte verlaat. En dis ook hoekom die musiekdiensgroep alreeds gaan sit het, en dan gaan ook nie verversings wees vanoggend na die erediens nie. Waarom doen ons dit so? Juis omdat ons liturgies in die voortgang van die eredienste van vandag na Paasondag toe wil natrek dit wat met Jesus gebeur het. En wat het met hom gebeur? Wel, gaan lees gerus wat gebeur het nadat Jesus begrawe is. Het staan in die oorgang tussen Johannes 19 en 20. Gaan lees wat daar staan. Oorgang tussen Johannes 19 en 20. Maar nou, hierdie oomblik eers, Johannes 19 vers 17 tot 30. Daarna gaan ek die kers uitblaas, dan die wegstuur seën, en ons verlaat die erediens in stilte. Jesus het self sy kruis gedra en uitgegaan na Kobbeenplek toe, soos dit genoem is, in Hebreëus Golgotha. Daar het hulle hom gekruisig, en saam met hom 2 ander, een aan elke kant, met Jesus in die middel. Pilatus het ook 'n opskrif geskrywe en dit aan die kruis gesit. Daar het geskrywe gestaan, Jesus van Nasaret, die koning van die Jode. Baie van die Jode het hierdie opskrif gelees, omdat die plek waar Jesus gekruisig is, naby die stad was. Die opskrif was in Hebreëus, Latyn en Grieks. Die priesterhoofde van die Jode het toe vir Pilatus gesê, moenie skrywe die koning van die Jode nie, maar skrywe, hy het gesê, ek is die koning van die Jode. Pilatus het vir hulle gesê, wat ek geskrywe het, het ek geskrywe. Toe die soldate Jesus dan gekruisig het, het hulle sy boklere gevat en dit in 4 dele verdeel, vir elke soldaat 'n deel. Hulle het ook sy onderkleed gevat, dit was sonder naad van bo af in 1 stuk geweef. Hulle sê toe vir mekaar, ons moenie dit skeer nie, kom ons loot oor wie dit moet kry. Dit het gebeur sodat die skrif vervul kan word, waar dit sê, hulle het my klere onder mekaar verdeel, en vir my kleed het hulle geloot. Dit is wat die soldate gedoen het. By die kruis van Jesus het ook nog sy moeder en sy moeder se suster en Maria, die vrou van Klopas, en Maria Magdalena gestaan. Toe Jesus sy moeder sien en die disipel vir wie hy baie lief was, wat by haar staan, sê hy vir haar, daar is u seun. Daarna sê hy vir die disipel, daar is jou moeder. Daardie oomblik af het die disipel haar in sy huis geneem. Hierna het Jesus met die wete dat alles klaar volbring is en sodat die skrif vervul kan word, gesê, ek is dors. Daar het 'n kan vol suurwyn gestaan. Die soldate het toe 'n spons vol suurwyn op 'n hisoptakkie gesit en dit teen sy mond gehou. Nadat Jesus die suurwyn gekry het, het hy gesê, dit is volbring. Toe het hy sy kop vooroor laat sak en die laaste asem uitgeblaas. Die genade van ons Here,
Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met julle wees en bly. Amen.